Môre julle. Wie ben ik in de Herman? Terug in Italië. Ja, 2-3 weken terug. 21 September. Ek en my vrou nog TV gekyk. So net daar 7 sekondes maar so nader en half 8 sekondes. Het sy net vir my gesê sy voel baie sleg en haar hande was bloedrooi gewees. En omdat ek allergies is vir baie goed is, dit vir my gelyk soos 'n allergiese ding wat sy het. Ek sê toe vir haar dadelik 2 pille drink van die allergiepilletjies wat sy toe gedoen het. Ek was nog in die sitkamer toe sy af in die gang. En ek het net gehoor daar in die badkamer sê sy vir my sy skree, sy sê sy voel nie lekker nie, sy voel baie sleg. En ek is af in die gang en toe ek daar by die badkamer kom, sy nie daar is, sy is op die bed en naast het, sy maar nou lyk het soos iemand met haar geskiet het. En sy kop is lang so. So, ek het daardie gesien sy reageer en so, wat ek gaan gesê het, sy het net so gemaak. En ek het my selfoon by my nie, ek kan nie bel nie. Wat toe gebeur is, sy het haar broek uitgetrek en sy sit om net met haar pijntje en haar bloes op die bed. Toe sê ek, kom dat ek net op jou broek aantrek, as ek moet jaag, iewers hier. Dat jy nou nie in die pijntje jaag. En so draai ek om, en ek stap kas toe, en die oomlik wat ek by die kas kom, toe hoor ek net so op 'n snort geluid. Het my vrou reg agteroor geval. Sy haal amper nie meer asem nie, sy weet, die laaste styftrekkings wat 'n dier kry, dit is lelik, ek dui nou vir julle goed wat, ek sal seker nooit vergeet in my lewe nie. Jy sien jou vrou, sy stokstyf, sy haar oë dop om, haar lippe is blou, so sy haal glad nie meer asem nie. Wat ek toe doen is ek het so skietgebed gesê, ek sê net, Livies ja, maar so in my gedagtes, en ek gooi haar op haar sy, dat sy kan asemhaal ordentlik, en ek hardloop. Nou ek dink as ek, die 80 meter, binnen ons huise, run moes gedoen het, ek sal seker 'n rekord opgestel het. Want ek hardloop uit die huis uit, ek is na die woonstel toe, ek apparateer afgeslat en gestel om my kom help, en ek is weer terug in die huis in, terugkamer toe gekyk of my vrou nog lewe. En toe sy daar aankom, toe help sy my, dan was het eerst vir haar 'n broek aangetrek, en maar toe sy is blou, haar vingernaels, alles is blou. Ek het toe vir haar gesê, ek het net vir stel bel, en ek het daar gelos, so sy sal haar storie nou vir julle vertel. Ek het vir stel in die hande gekry, sy het vir my gesê, sy bel die ambulans. En toe ek weer sien, toe sy stel voor die ambulans daar by ons. Ek is toe weg om my adrenaline wat ek gebruik, as ek allergies tekens het dan spuit ek my myself, en ek het toe vir die stel gevra, kan ek adrenaline spuit, toe sê sy vir my ja, want ons weet ons nie wat is fout met daar nie. En terwyl sy nou met haar ma na die kamer is, soek ek nou die adrenaline op nog, en ek kry dit, en ek is kamer toe, want toe ek in die kamer kom, toe sien ek nou 'n ander prentjie. Môre, as ek gaan huil, sê ek sommer klaar jammer. As ek 'n getuienis moet lewer, is dit altyd baie persoonlik, want dit is in ons eie lewens. En ek het by my ma aangekom, terselfdertyd moes ek vir Jane bel soos ek wil, Jane, kom kyk net my kinders, en sy is altyd net daar, sy het kom help. En ek is by my ma, my pa is uit, en
ja, soos my pa gesê, dit is nie 'n mooi prentjie nie. Al wat jy oor het om te doen, is om te bid. Daar is niks meer wat jy kan doen nie. Ons was op 'n punt waar ek het nie geweet wat om te doen nie. En omdat ons weet my ma het 'n respiratoriese siekte, wat die kleertjies laat opswel, al gaan ek vir haar draai suurstof inblaas, weet ek, dis die kortison wat daai goedjies, daai kleertjies moet afbring. So terselfdertyd kry my ma 'n panic attack saam met dit. En enigiemand wat weet hoe 'n panic attack werk, jy kry klaar nie asem nie. So sy is blou. En ek hou my ma so in een arm vas en die Here sê vir my, druk net op haar bors. En ek het begin kompressies met een hand letterlik so op my ma se bors druk. Omdat ek geluister het na wat God vir my sê. En hy sê vir my, druk op haar bors, en ek druk. En met een slag, toe gaan my ma se oë net so waawyd oop, so groot oop. En is asof sy 'n tipe verligting ervaar het. Ongemak saam met verligting, ek kan nie dit regtig beskryf nie. En toe kom die kleur so terug in haar gesig. My pa was in die kamer saam met my nie. Maar ek het 'n wonderwerk beleef voor my oë. Amen. Amen. Ek het 'n wonderwerk beleef. Ek het letterlik gevra, Here, blaas net asem in terwyl ek dit gedoen het. Ek het nie geweet hoekom ek dit doen nie. Ek het nie geweet nie. Ek het nie mediese kennis om te weet wat ek doen nie. En toe my ma na 'n dokter toe gaan, en die dokter bel en sê, die uitslae is daar, sy moet ingaan, is hulle vir haar 'n bloedklont gewees. 'n bloedklont deur haar longe. En enigiemand wat dan nou van daar af weet, as jy die bloedklont wil deur hê, moet jy kompressies doen. Vir die bloedklont om deur te gaan en eintlik op te los. Want as hy deur is hy weg. Nou weet ek hoekom ek dit gedoen het. En ek sê, ek is baie dankbaar dat ek gehoorsaam was. Want as ek nie gehoorsaam was, kon dit 'n ander prentjie gewees het. So ek wil net al die lof en eer aan die Here gee. En dan wil ek ook net by sê, ek kan nie almal moet hierdie verstaan vandag. God se wil sal altyd geskied. Of ons nou dit wil of nie wil nie. Sy wil sal gebeur. Amen. Oké, wat nou gebeur het nadat die ambulance daar aangekom. En die ambulansman het vir ons gesê, die gearbox van die ambulance is stukkend. So, dit is nog 'n teken, né? Dat die Here gewys het, hy het klaar gehad met gesond te maak. So, ons het nie ambulance nodig om maar weg te vat nie. En die ambulansman het toe die net vir ons suurstof gegee dat hy dan net 'n bietjie vinniger kan bykom en stabiliseer, of sy was al klaar by dit stabiliseer so. En toe al die mense nou weg is, toe die Here nog steeds binne in hy kamer. Amen. 'n vriend van my wat ek 2 jaar daarvan gehoor het. En hy sê vir my, ja, 'n gebed. Ek gaan nou weer speel. Hy het nie geweet wat in die huis aangaan nie, maar die gebed het hy vir my gestuur. So, dit is die ander wonderwerk wat ek kan sê, wat die Here die hele tyd daar was in die kamer. En terwyl hy op en sy op haar sy gelê, het ek maar anders so gesit en gaan sê, hierdie ou bid vir jou, my vriend. Geliefdes, goeienaand, ook Janie Sol, dit is nou al byna 25 voor 9,
hier in Suid-Afrika die aand en die Here lê dit net op my hart dat iemand iewers het gebed hierdie oomblik nou dadelik nodig. Ek weet nie wie dit is nie, maar die Here druk dit net op my hart om te bid vir 'n luisteraar wat iewers seer, pyn beleef, wat nie in 'n goeie omstandigheid is op die oomblik nie. Ewige God en Hemelse Vader, ek kom vanaand na U toe, en soos U Gees my lei, ek vanaand bid vir die persoon wat U so nodig het vanaand. Here, ek weet nie watter persoon dit is nie, maar ek weet net, die Gees bring my om in te tree by U en te pleit vir 'n aanraking van U deurboorde hand op daai persoon se lewe in hierdie oomblik. Weet Here dat U is bekend met elkeen se omstandighede, daarom vra ek in Jesus naam, wie dit ook al mag nodig hê in hierdie oomblik, dat U net vanaand by hulle sal stilstaan, dat U heerlike teenwoordigheid die kamer sal vul waar hulle is. Here, dat hulle bewus sal daarvan wees, dat U is by hulle, U is met hulle. Here, dat U die persone asseblief op persoon, wat dit vanaand so nodig het, so dringend nodig het, daai persoon sal stilstaan, en Here, dat U 'n verandering in die omstandighede en in die lewe van daai persoon sal bring. En Here, dat U 'n oplossing sal bied. Ja, as daar pyn is, dat U dit sal stilmaak. As daar siekte is, dat U dit sal genees. Here, as daar trane is, dat U dit sal afdroog. Is daar 'n gebroke hart is, Here, sit U weer die stukkies aan mekaar, soos U alleen dit kan doen. As daar eensaamheid is, Here, wees U vir hulle 'n vriend wat nader bly as 'n broeder. En ag, my God, wat ook al die omstandighede is vanaand, vra ek, staan net daar stil 'n oomblik, en mag U hand iets spesiaals vir hulle doen en aanbied. Want Here, ek glo U, en ek weet U doen wat ons vra. En as ons kan glo, alle dinge is moontlik, en ek dank U daarvoor. Ek vra nou die persoon ook 'n goeie nag se rus op te neem. In Jesus naam. Amen. So ja, ons almal weet ook as iemand 'n bloedlont in die long kry, dan meeste van hulle oorleef dit nie, of hulle het skete daarna wat agterbly. En almal weet dat alleen is 'n bakster. En sy was in 'n hospitaal nie. En 3 dae na die bakster maak sy weer vir 40 mense kos. So dit is nie dat enige mens of enige dokter wat daar gesond gemaak het, dit is die Here wat daar so gemaak. Amen. Ek kom my vandag hier so staan, ek om my sekant om my getuienis oor te kan dra, en julle moet die Here is hierso. Amen. Is met ons.